My begeerte vir jou in 2025 staan opgeteken in Filippense die 3de hoofstuk, dat jy in Christus Jesus die Here gevind sal word. Nie met jou geregtigheid, wat uit die wet is nie, maar die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof, en dat jy hom sal ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl jy aan sy dood gelykvormig word. Filippense 3, 9 en 10. Dit gaan egter iets van jou en my vra. Ons sal die dinge waarop dit regtig aankom, moet onderskei. Filippense 1 vers 10. En dit, die onderskeidingsvermoë, kom deur kennis en ervaring. 1 vers 9. En die kennis en die ervaring kom deur Jesus Christus, met ander woorde hom te ken, en die vrug van geregtigheid wat daar deur hom is. 'n geregtigheid wat hy in jou en my bewerk, 1 vers 11. Dit beteken ook dat jy sal moet sorg dat jy nie afvallig word agter verleidende geeste en leringe van duiwels sal begin aanhang nie. 1 Timoteus 4 vers 1. Jy sal moet waak teen die slie en lustige winde van lering wat oor die kerk en oor die wêreld waai. Efesiërs 4 vers 14 en so meer. Winde wat waai uit Judaïsme. Winde wat waai uit die gereformeerde geleerdere, die Pentekostaliste, die Baptiste, die Charismate, die Katholicisme, en ook al die ander en Jan Rap en sy maatjie. En ook sommige se klem, wat deesdae fokus op die afgode, en wat hulle volgelinge doen of gedoen het. Luister, 'n afgod is niks. 1 Korintiërs 8 vers 4. Hy's niks totdat jy bewus word van die absurde ding, dooie ding in begin, die dooie ding is iets of iemand of uit waarde nie. Dan skielik begin jy leerstellings aangaande die goed glo en word jy rondgedryf daardeur soos 'n golf van die see deur die wind rondgedryf word. Wat hierdie winde van lering gaan doen, is dit gaan jou wegdryf van Jesus Christus in 2025 of probeer wegdryf, as dit jou nie klaar weggedryf het nie. En wat hy, Jesus Christus, in jou wil en kan doen, gaan jy mis. Die dinge uit die Judaïsme gaan jou in dieselfde klas as die Fariseërs bring, wat verskriklik vroom en godsdienstig voorgekom het. Maar by Jesus moes hoor, julle dwaal, omdat julle nie die skrifte ken nie, en ook nie die krag van God nie. En hulle was heeldag met die skrifte besig. Net die krag van God kan ons help en red. En glad nie al die skietlik populêre praktyke van die Judaïsme en die Fariseërs, wat hulle so getrou nagekom het, en God sit en wag dat jy dit ook moet doen nie. As jy soos Paulus hom wil ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap van sy lyde, sal jy soos die ex-Fariseer Paulus ook die dinge as drek moet beskou. Jy sal ook die drek wat deesdae deur die res verkondig word en so soetkoek opgedis word, maar niks anders is as van okkultistiese oorsprong, gulsig moet najaag en opslurp nie. Jy sal moet leer om krities te luister na oulike, welsprekende, charismatiese, suksesvolle, geliefde praters.
En jy sal moet onderskei en krities luister na hulle positiewe en negatiewe woorde. Dit impliseer dat jy soos 'n pasgebore baba sal moet verlang na die let wel onvervalste melk van die woord. Die onvervalste melk van die woord. Die melk wat jy by die winkel koop, is gestroop van die room. Hoe sê die boer vir my? Dis 'n afvalproduk. Meeste goed wat jy deesdae hoor, is afvalprodukte van die evangelie. Hier is 'n stukkie, daar is 'n stukkie melk. Ons het net 'n bietjie water bygevoeg om meer geld te maak uit die storie uit en so aan, né? Dit impliseer jy moet soos 'n pasgebore baba verlang na die onvervalste melk van die woord, sodat jy volwasse kan word en 'n begrip ontwikkel van tussen goed en kwaad. 1 Petrus 2. En jy mag maar weet, ek beskou geen dag as heilig nie. Ek beskou ook geen dag as onheilig nie. Al noem die heidene die dag wat, al doen hulle wat op daai dag. Elke dag is deur die Here gemaak, en ons moet daarin bly wees en juig. Romeine 14:5, Psalm 118:24. Mag jy in hierdie jaar slegs die een fees waarna God soek, vier. En dit word opgeteken, jy sal dit daar kry in Johannes 4:23 en 24. En jy kan, as jy dit doen, elke dag, enige tyd, enige plek, God aanbid en loof en eer vir sy goedheid, as jy dit doen in gees en in waarheid. Mag God jou bewaar van die bose, van al sy valse leerstinge wat oor die kerk waai, en mag sy heerskappy, sy regering, sy koninkryk in jou hart en gees realiseer hierdie jaar, en mag jy die waarheid, Jesus Christus, die weg, die waarheid, die lewe, die een wat waarheid en genade gebring het, leer ken in hierdie jaar. Wat begeer ek vir myself in hierdie jaar? Ek begeer 'n hart wat gereinig is van alle ongeregtigheid, dat hy my sal heilig in sy waarheid, my 'n rein en skoon hart sal gee, dat ek aan sy lyde, sy dood, sal deelneem, en dit in my lewe sal werklikheid word. Vrede, hou jou oë oop, wees wakker, lees tog jou Bybel behoorlik. Amen.